your King easy. Who is he? There comes the raging sea. Who is he? Baie welkom by hierdie episode van Jesus Christus Bevry Jou Siel. Ek is hier om 'n bietjie met u te deel aangaande bekendmaking. Also in the world of the English population, disclosure. I am going to speak to us today on the subject of disclosure. Maar voor ons in die diep kant van hierdie moras inklim, kom ons bid. Ons vra vir die Here se handleiding, vir wysheid, vir verstand, en dat ons ook instruksie mag put uit die woorde wat ons nou gaan lees. So, stem saam met my, beamen asseblief, ons bid saam. Vader in die hemel, aan u kom toe alle lofprys en aanbidding, en ons gee erkenning by God dat daar is geen ander God behalwe u nie. En as daar dalk afgevaardigde gesag vanuit u troon na vore kom, is hulle nog steeds onderworpe aan u wie God oor alles is. Help ons met God dat ons 'n begrip sal hê in hierdie tyd van leuns en verleiding, in hierdie tyd van dwaling, in hierdie tyd van massa wêreldwye leuns wat vertel word. En help ons om te kleef van die waarheid wat aan ons bekend gemaak is in en deur die persoon van u heilige Seun, die Here Jesus Christus, ons heiland en leidsman. Dankie Here, ons vra vir u seëning oor hierdie prediking en lering, en dat die gehoor en hulle wat sal kyk, geseënd en salig sal verkeer. In Jesus naam bid ek, amen en amen. Volk van die Here, ons is nou regtig 'n baie interessante tyd betree. Skielik, net baie skielik. Hierdie afgelope 2 weke is daar 'n wêreldwye ontwikkeling wat die aandag van die bevolking van die aarde, wat aanspraak maak op die aandag van die bevolking van die aarde. En dis iets, ek moet sê, we have been ahead of the curve in terms of this information. Omdat ek alreeds met die konferensie inhoud wat ek voorgestel het, 2017, 2018 onder andere, het ek alreeds die waarskuwing bekend gemaak op hierdie platform. YouTube het wou nie meer goed oplaai nie, omdat hulle het hulle eie redes gehad. Maar ek dank God dat ons gekies was om deel te vorm van die ontlonting van die eindtye wat die Here aan ons bekend gemaak het. So we have been briefed in very minute detail concerning the things regarding the end times. But even though we have kept abreast with that information as it was made available, and we were literally on the cutting edge of insight and revelation. Ons was op die snykant van die diepste insiggewende openbaringe. Dit maak nie saak nie, dit was nog steeds vir my 'n bietjie van 'n skok gewees hierdie 2 weke nou, om te besef, hi, kyk nou, ons is daar waar ek met u gepraat het, die dinge waar ek met u gepraat het, destyds, ons is nou daar. En ja, van u het seker al reeds 'n idee waarop ek nou afpyl. Andere moet maar seker bewag, laat ons nou die ding so 'n bietjie oopmaak. So, laat my toe om hier te begin. Ek wil nou 'n hele paar skrifverse met ons deel, maar ons begin met 'n vermaning en 'n waarskuwing uit die mond van Jesus Christus. Op verskeie plekke in die boek van Matteus, in die boek van Lukas, in die evangelies, dan sê die Here, pas op dat niemand julle verlei nie. Be careful that no man deceive you. Om verlei te word, to be deceived, beteken
dat iemand 'n leuen aan u oorgedraai het. People have imparted and made known a lie, a deception. And it has been received and believed with sincerity. So dis die waarskuwing. Maar nou moet ons natuurlik oplet, waarop pyl hierdie waarskuwing? Hoekom sal 'n persoon 'n waarskuwing hê? As die ding na vore kom as 'n waarskuwing, beteken dit dat daar is gevaar. Daar is die moontlikheid dat 'n persoon kan skade ly. Daar is die moontlikheid dat 'n persoon kan seer kry. En die ergste wat met 'n mens kan gebeur is om te dood. So, die waarskuwing is ernstig, baie ernstig. En ek wil onmiddellik daardie waarskuwing verbind met een van die ergste vrese wat die Here aan ons bekend maak. En u onthou die skrif, ek gaan hom net so aan die oordra soos hulle sê, I'm going to just paraphrase it, okay? So, the Lord says in the scripture, in Matthew 24, he says, men's hearts will fail them for fear concerning those things which are about to come upon the earth. Dan is daar 'n semicolon, né? 'n semicolon, dan sê die semicolon se woorde sê, for once again I will shake the heavens. Okay, die Afrikaans sê, Here sê, die mense se harte sal versaak weens vrees vir daardie dinge wat op die aarde te neergebring word, semicolon, want weer eens sal ek die hemele skud. So dit is die bewoording rondom die idee van die vrees, en ek wil sê dat dit is gedeeltelik die rede hoekom hy sê, pas op, dis dat niemand jou verlei nie. Pas op, dis dat jy nie 'n leuen glo nie. Beware, be cautious, be careful that no man deceive you, be careful that you do not believe a lie. So hierdie verleiding, deception, leuns, lies, gedeelte van waarom hy dit aan ons voorstel in 'n waarskuwing, het te doen met wat ons nou net gehoor het van die boek van Matteus. Dat die mens se hart hom sal versaak. Humanity, mens, man en vrou, vroulik en manlik, gaan blootgestel word aan iets wat so vreesaanjaend is, dat van die mense gaan letterlik doodval. Andere gaan dan geonderdompel word in 'n verwarring en 'n toestand wat so erg is, dat daar is nie herstel vir hulle nie. Nou, ek wil voor die tyd al reeds sê, ek wil sê, ons as mense, wat nou al duisende jare aankom, nie ons persoonlik nie, maar ons voorouers en die oupa grootjie en oupa grootjie, en ons kan familie en ons bloedlyn terug volg tot vir duisende jare. Die mens nou met baie dinge deurgemaak. Daar is peste gewees, daar was natuurrampe, of alle soort natuurrampe, van die ergste wat die vloed van Noag was, tot en met aardbewings en vulkane en rotsstorting en man, daar is brande wat gewoed het, daar is klomp goed wat gebeur, en dan was daar ook mense geteken het in oorlog, en of dit nou wêreldwye oorlog was, of oorlog te midde spesifieke grense, dit maak nie saak nie, dit het erg dinge oor die mensdom gebring. Daar is siektes, daar is swaar kry, daar is hongersnood, daar is klomp dinge gebeur. Maar die mens ten spyte van die ergste van hierdie soort rampe en verkeerde dinge in die lewe wat 'n mens kan beroof self van lewe, en ten spyte van die ergste, is die mens se siel en die mens se hart en die mens se vermoë is soos 'n kurkproppie wat in 'n emmer water afgedruk word, sodra daardie kurkproppie losgelaat word. Die kurkproppie kan nie help maar om weer op te kom nie. Hoor jy wat ek sê?
Maar hier word ons nou vertel van 'n saak. Maar die Here sê, die mense hart sal versaak. Men's hearts will fail them from fear for those things which are about to come upon the earth. En dan natuurlijk is die verklaring met betrekking tot wat op die aarde en waar vandaan dit op die aarde gaan kom, sê hy, ek gaan die hemele skud. For once again I will shake the heavens. Okay, so, dit gesê, hierdie afgelope 2 weke, om en by verlede week, 'n week voor laas, dinsdag of woensdag, omdat ek konstant navorsing doen om myself op te voed met betrekking tot wat die huidigste openbaringe en ontwikkelinge in die wêreld is, omdat 'n mens moet, jy weet, jy moet oppas en jy moet oplettend wees vir waar die wêreld hulle self vind, omdat ons 'n verwagting het met betrekking tot die wegraping. So daar is sekere dinge wat ons oë ophou. Dit gesê, ek kom toe hierdie brokkie nuus tee, en toe ek 'n bietjie weier gaan soek rondom die insident van hierdie bekendmaking, vind ek dis 100% korrek, dit is die geval gewees, en dit is wat ek nou teëgekom het. Okay. Dit was rondom iets wat in die VSA gebeur het, die United States, Noord-Amerika. En dit was toe bekendgemaak in die media, op verskillende platforms, dat daar amptelike vergaderings beroep was in verskeie stede. En die Christelike leierskap was genader gewees om hulle self toe te wy om inligtingssessies by te woon wat verduur het tussen 5 ure lang en op sekere plekke 8 ure lang. Nou, in ander woorde, die pastore van verskillende stede het 'n beroep ontvang om vergaderings by te woon waarin hulle ingelig sou word aangaande 'n baie drastiese inligting, 'n noodbekendmaking. En natuurlijk moes hierdie manne hulle verbind en vroue hulle verbind om hierdie vergaderings by te woon, alhoewel dit so lang was, soos 5 ure lang en 8 ure lang, met ander woorde, 'n hele dag se ontlonting van kennis. En die kennis wat aan hulle oorgedra was. Hoor, ek sê, my kakebeen het letterlik losgekom en my mond het oopgehang en ek sê, wow, look at this, is it even possible? I was talking this stuff a couple of years back and now it's actually happening. Wat gebeur het was, met regeringsgoedkeuring en Donald Trump's regering, the White House administration, approved that the pastors must be informed and the pastors are required to equip themselves and then go back to their faith community and gather the people that belongs to their churches and inform the people that the government is letting everybody know and the organizations that is involved in this kind of research is letting everybody know that the aliens are real and the UFOs are in possession, the government is in possession of UFOs, unidentified flying objects, and these non-human intelligence have been interacting with the government, and that there are many varied evidences on camera of these things. Nou,
wat vir my my aandag regtig geskit het was, die feit dat by hierdie vergaderings waar baie en die persoon wat die oorspronklike bekend gemaak het, verklaar het in die media platforms bekend gemaak het, as 'n baie beroemde persoon, en 'n persoon wie 'n wye vriendskap kring het oor Amerika en wêreldwyd, en met sy getuienis en die getuienis van diegene wie hierdie vergaderings bygewoon het hulle laat weet dat dit is nou in 'n fase waar dit belangrik is dat die wêreldbevolking ingelig moet word, dat hierdie daar's nuwe akronieme en bewoording, want hulle wil nie meer hierdie woorde alien en UFO gebruik nie. So hulle praat nou van nie menslike intelligensies en nie menslike biologies, non-human biologics. En met betrekking tot die vaartuie en die voertuie is daar bevestiging dat hierdie goed word nou genoem, die Engelse bewoording is unidentified aerial phenomena or unidentified non-terrestrial, nie aards is die Afrikaanse bewoording, voertuie. En dan is dit 'n kwessie van gaan terug na julle geloofsgemeenskappe en berei julle mense voor vir die sielkundige ramp wat het gaan wees wanneer hierdie wesens met hulle vaartuie en vliegtuie gesien gaan word. Berei dit voor, want dit is 'n uitdaging, dit gaan 'n groot uitdaging wees vir die Christengeloof in hierdie geval, omdat hierdie nie menslike biologies. Hulle stel voor dat hulle is die oorsprong van ons as skepings, die mense as skepings. So there you have it. This is a thing that has just taken place this last week and a half. I know, and I can understand and I can explain to you why it is possible that you do not know this. Jy sien, ons as 'n baie unieke geslag van mense, ons is 'n volk en ons kinders, afhangend van hoe oud jy is, as jy soos my in jou vroeë 60's is, maar as jy dalk 70 en ouer is dit moontlik dat jy 'n groot probleem het met 'n aanpassing met hierdie tegnologie. Die tegnologie van hierdie fone, wat ons nou noem as 'n smartphone, die tablette, die toegang tot platforms en programme en kanale op die internet. Hierdie is 'n geweldige geslag wat vooruitstrewende tegnologie betree. En dit is vir hierdie rede dat ons onsself vind in afgebakende, geslote siklusgroepe. Daar is 'n Engelse woord wat gebruik word om dit te verduidelik. Dit is 'n woord wat nietlings die taal betree het om gewild en algemeen te wees, en die bewoording is behavioral algorithms. Algoritmes wat gewoontes verwerk of bestuur of meet. Nou, dit is nie te moeilik om te verstaan nie. Wat gebeur in hierdie kuberruimte waar baie mense hulle lewens uitvoer en uitleef, is dat kunsmatige intelligensie het 'n manier om jou te bepaal. They analyze you.
And in analyzing you, deurdat hulle jou kan bepaal, het hulle die moontlikheid om vas te pen waar jou belangstellings is. En wanneer jou belangstellings oor 'n sekere tydperiode opgesom word, dan het hierdie stelsels 'n manier om jou in daardie, luister na die bewoording, geslote siklusgroepering te hou. En as jy nie van tyd tot wyl die geskiedenis van jou belangstellings, wanneer jy soek na iets op die internet of op YouTube of waar ook al, as jy dit nie skoon veer nie en vars begin nie, dan word jy daar in daardie area van belangstelling in jou, die algoritme van jou gewoontes, word jy daar vasgehou. Dit is ook waarom baie mense nie blootgestel word aan baie ander areas van inligting en kennis en openbaring nie. So hier kom ek nou aan. Ja, Reverend Rodney Franke, ek kom in en die Here sê, ek gaan die man gebruik om hierdie mense op dieselfde bladsy te bring, sodat hulle nie agtergeblewe is nie, sodat hulle kan byhou en nie hulle self omkant vang nie, en sodat hulle ook vroegtydige waarskuwing kry, want die leuen is besig om mense te bekruip, en mense weet nie, as die leuen hulle oorval, dink hulle die leuen is die waarheid, en dis 'n probleem. So, laat my toe om hierdie skrif aan die bekend te maak, want onthou hierdie nie menslike biologiese, non-human biologics, dit is wat hulle genoem word, non-human biologics of non-human intelligence, hulle is wesens. Hulle het hulself al reeds voorgestel aan sekere areas van regerings en navorsingsgroepe wat in astrobiologika studeer. Maar die groot impak gaan wees in die godsdienstwêreld, want godsdienste het 'n voorskriftelike basis van waaruit ons die hemelse en die godelike realm onderskei. So die inligting wat hulle na vore meekom, deurdat hulle daarop aandring dat hulle is die oorspronklike intelligensie wat die mens gemaak het. Wat 'n leuen is, ek sê voor dit, dis 'n leuen. Onthou nou ook, wanneer u eie navorsing gaan doen, gaan u onder andere vind dat daar is wat genoem word whistleblowers. Whistleblowers is mense wat buitekant die beperking van die departement of die groep of die instituut of die regering wat hulle gedwing het om die ding geheim te hou, het hulle besluit, hulle hou nie die ding geheim nie, hulle wil seker maak dat almal die ding weet, en so is daar diegene wat genoem word whistleblowers. En een van hierdie whistleblowers se dokumente en voorstelle wat ek ook nou onlangs gaan besoek het om myself te verken daarmee, is 'n man by die naam van Bob Lazar. Bob Lazar. Lazar is L-A-Z-A-R. En een van hierdie man se voorstelle is dat alreeds in 1980, in die 80er jare, in 1988, was hy deel gewees as iemand wat fisika ken, physics, was hy deel van 'n groep mense wat van hierdie vreemde buiteruimte vaartuie wat nou genoem word unidentified aerial phenomena, vliegende pierings, hulle het hierdie ding, hulle het van hierdie goed, in sy geval praat hy van, hulle het 9 gehad by die een area waar het gestoor was, en sy werk was gewees wat genoem word agteruit ingenieurskap, reverse engineering. Met ander woorde, hulle het die vaartuig wat al reeds heel is en gebruikbaar is, moes hulle hom uit mekaar uithaal om hom te kan verstaan en dan leer hoe om die ding te gebruik. En dit is volgens hom van die vaartuie wat nagelaat was, toe van hierdie
vreemde, volksvreemde wesens, dis die Afrikaanse weergawe vir aliens, maar dit werk nie regtig nie, in die taalgebruik werk dit nie regtig nie, want volksvreemde beteken ook maar net is 'n ander volk, maar hierdie is mos nou nie volk nie, hierdie is ander wesens, wat nie menslik is nie, dat hierdie wesens het tydelik hulle self verwyder, en net hierdie vaartuie nagelaat, sodat die regering dit kon gebruik en studeer onder andere. So, dit is waar ons is. Dit is waar ons is. En ek onthou, rukkie terug het ek ook aan u bekend gemaak dat die Rooms-Katholieke bestuursorgaan, die Vatikaan, the management, the executive body that manages the Roman Catholic Church, the Vatican, under the leadership, onder die leierskap van die paus, the Pope, was al reeds goedgekeer deur die Verenigde Nasies as die planeet Aarde se departement van planetêre en buiteruimtewesens department. Net soos ons as 'n land 'n departement het wat deur die regering bestuur word, bekend as die departement van buitelandse sake. Is daar nou 'n goedgekeurde departement van planetêre sake met betrekking tot hierdie volk, hierdie vreemde wesens wat nou hulle bekendmaking wil forceer, en die pastore was genader om dinge in plek te sit om die volk wêreldwyd in te lig dat dit die geval is en dat hierdie wesens nou hulle self bekend gaan maak, hulle gaan openlik in die publiek verskyn en hulle vaartuie, UAPs, unidentified flying, unidentified aerial phenomena, unidentified submersible phenomena van die goedes in die see in, en unidentified non-terrestrial vehicles, waarvan die metale, die Engelse bewoording rondom die verklaring van die metale wat daar gebruik word, sê hulle, it is a non-earth isotope. So van die wat wiskundig is en wetenskaplik is, sal weet presies waarvan ek nou praat, as ek so 'n verwysing maak. Nou alles wat u nou by my hoor, het u die volle reg om self te gaan opsoek en navorsing te doen. Maar ek is besig om hierdie inligting in te trek en aan u voor te stel, omdat die Here Jesus gesê het, pas op dat jy nie verlei word nie, pas op dat jy nie die dwaling glo nie, pas op dat mense jou nie leuns verkoop nie. Want daar gaan iets gebeur op die aarde, wanneer daar iets op die aarde te neergebring word. En wanneer dit te neergebring word op die aarde, dan sal die mense se harte hulle versaak van vrees, omdat ek die Here God die hemele gaan skud. So iets omtrent wat in die hemelruimte, outer space, something that happens in outer space, forces something onto the earth. And now we are being told this thing is about to be declared. Laat ek afsluit met hierdie skriflesing in Deuteronomium hoofstuk 4. Ek wil net 2 verse lees. Ek gaan hom eers in die Engels lees en dan in die Afrikaans, en dit sê vir ons, in die Engels sê dit vir ons, and when you look up to the sky and see the sun and the moon and the stars and all the heavenly array, it says there, but the word array there should be hosts. Do not be enticed into bowing down to them and worshiping things the Lord your God has apportioned to you, to all the nations under heaven. Nou, volgende week gaan ek voort om hierdie verklaring hier, this statement here. I want to clarify this statement next week. But listen to what he's saying. He says, when you see the heavenly array, do not be enticed into bowing down to them and worshiping the things the Lord your God has appointed to all the nations under the heaven. But as for you, the Lord took you and brought you out of the iron smelting furnace out of Egypt to be the people of his inheritance as you now are. Afrikaanse weergawe. Wanneer julle opkyk in die lig en die son en die maan en die sterre sien, alles in die buitenste ruimte in die lig, moet julle hulle nie aanbid nie. Die Here, julle God, het die hemelliggame vir al die volke op die aarde bestem.
I'm going to clarify the wording there next week, volgende week. Onthou dat dit die Here is wat julle uit die brandende smeltoond van Egypte gered het. Julle het sy eie volk wat aan hom behoort geword. Dit is wat julle vandag is. So ja, hulle kom van buite ons aarde se area. Hulle het gekom, hulle is hier, en hulle voorstel is dat hulle kom daar vandaan, en hulle ding wat hulle gaan op aandring is, dat ons is hulle skepsel. Hulle het ons gemaakt. Nou daar is die Here reg. Hey, wena. Hulle het julle nie gemaakt nie. Ek het hulle aangestel oor die volke en die nasies. Maar hulle het julle nie gemaakt nie. Kyk wat sê die bewoording? In die 19de vers, die Here julle God het die hemelse wesens vir al die volke op die aarde bestem. Verse 19 in the English, the Lord your God has appointed to all the nations under the heavens. Do not entice them. They have been appointed to all the nations under the heaven. So we don't worship them. We don't acknowledge them. We don't accredit them. We make sure that we understand very clearly what role they have been appointed, and we insist that that role must reign. Daardie rol wat hulle moet speel volgens hierdie aanstelling wat God vir hulle gegee het oor die nasies. Ons gaan nie toegewend wees om vir hulle te ontmoet as ons gode of God nie. Maar dit is die geval nou, dat die hele aarde se inwoners nou ingelig word, en die pastore het nou instruksie gekry om hulle geloofsgemeenskappe voor te berei vir hierdie kennis, vir hierdie inligting en hierdie manifestasie wat binnekort gaan plaasvind. En as u nie deel vorm van 'n sirkel van mense in verwantskap wat dit weet of alreeds blootgestel is daaraan nie, is dit heel waarskynlik omdat u vasgevang is in 'n geslote siklus van 'n algoritme wat jou gewoontes bepaal en bestuur. En hulle voed jou volgens wat hulle dink is jou belangstelling, want dit is wat jy opgesoek het. En jy word buite die raamwerk van ontlonting en briefing, jy word buite die raamwerk gehou. Maar, kyk wat doen die Here. Die Here sê in die boek van Amos, hy doen niks, behalwe eers, dat hy eers sy geheime met sy knegte deel. Kom ons bid. Vader in die hemel, aan u kom alle lof en prys toe. En dankie my God, dat ons kan sien wat nou aankom. En ons hoef onsself nie bloot te stel aan hierdie leuns nie. Alhoewel daar al reeds groot manne en vroue in die wêreld, regeringsleiers onder andere, hulle self verbind het in 'n verbond met dit wat nou gaan plaasvind, weet ons, my God, dat hierdie evangelie het glad nie verander nie. Dit is nog steeds dieselfde evangelie wat red. Jesus Christus is die Here. Hy is ons heiland en leidsman en ons bely hom as sulks. En in sy kruis, in sy bloed en in sy naam het ons groot vertroue. En Vader, dit is ons belydenis en ons bid dat u Heilige Gees aan ons sal verleen om ons te hou en dat die engele sal die gevegstryd betree om die leuns ver van ons af te hou. Dit bid ek nou in Jesus kostelike naam. Amen en amen. Who is he?